Goeiedag graad 8. Vandag kyk ons na mikroorganismes. Nou sodra ons die voorvoegsel mikro koppel aan organismes, dan verwys ons na organismes wat hopeloos te klein is om met die blote oog gesien te word. En jy kan slegs gebruik maak van 'n mikroskoop om hulle te gewaar. En dan gebruik hulle ook 'n ander term vir hierdie organismes wat te klein is om met die blote oog te sien. En dit is natuurlik mikrobes. Kyk, soos ons daarna gaan kyk, so jy sien by die definisie, dis presies wat ek nou alles genoem het. Kyk maar daar. Dis kan nie met die blote oog gesien word nie, baie belangrik. Jy kan slegs gebruik maak van 'n mikroskoop en hulle staan ook as mikrobes bekend. Waar hulle voorkom natuurlik, dit is wat habitat beteken, is waar hulle voorkom, is ons kry hulle oral. Hulle kom in die lug voor, hulle kom in die grond voor, hulle kom in die water voor. As ons kyk na hoe hulle lyk, hoe hulle gebou is, dan verwys ons na 'n struktuur. En as ons kyk na die struktuur, almal van hulle is eensellig. Eensellig, hulle is so klein, hulle bestaan uit 'n enkel sel uit. Nou jy wat uit gaziljoene selle uit bestaan, is natuurlik 'n voorbeeld van 'n meersellige organisme. En omdat jy so baie selle het, kan jy met die blote oog gesien word. Al vat jy iets so klein soos kom ons vat 'n aardwurm of 'n vlooi, is hulle ook meersellig, want jy kan hulle met die blote oog sien. Nou hierso sê hulle, omdat hulle so klein is, word hulle in of mikrometer of nog kleiner in nanometer gemeet. So dis twee maatstawe wat gebruik word wanneer ons verwys na die grootte van 'n mikroorganisme. 4 groepe van mikroorganismes waarna gekyk gaan word. Eerste een is virusse, tweede een is bakterieë, die derde een is 'n groep wat bekend staan as protiste, of hulle noem hulle ook die oerorganismes, en dan die vierde ene is fungi, wat julle ook ken as swamme. Nou daar is fungi wat natuurlik meersellig is, wat jy met die blote oog kan sien, so sampioene, maar daar is ook 'n klomp fungi wat eensellig is, wat jy nie met die blote oog kan sien nie, wat natuurlik mikroskopies gaan wees. So as ons nou gaan kyk hierso, na die grootte vergelyking van hierdie 4 verskillende groepe, soos wat julle in die onderkant kan sien, kom ons vat weer die pen daarso, daar is ons virusse ons eerste groep, daar is bakterieë ons tweede groep, daar is protiste ons derde groep, en dan fungi en swamme natuurlik ons vierde groep. Nou sal jy sien hierso, submikroskopiese grootte, hulle is ontsettend klein, en dis virusse. En soos wat julle kan sien, ons gebruik eintlik nanometer, daarso nanometer, as ons verwys na die grootte van virusse. Nou hierdie is ons gelooflik belangrik wat julle daarso sien. Virusse word nie as ware selle beskou nie. So alhoewel as hulle in hierdie hoofstuk onderverdeel in organismes, word virusse nie beskou as 'n organisme nie, want julle gaan op 'n stadium leer van wat die vereistes is vir organismes of vir enigiets om bekend te staan as lewe. En dit is natuurlik om te kan voortplant, om te kan beweeg, om te kan uitskei, om te kan voed, om te kan reageer op prikkels, om hulle self te kan onderhou deur die proses van homeostase ensovoorts, maar as 'n klomp vereistes waaraan enige iets moet voldoen om beskou te word as lewe, en virusse voldoen nie aan daai vereistes nie. Virusse kan net voortplant. Hou net daai in gedagte, so ons deel hulle vir argumentshalwe vir julle op die oomblik onder organismes, mikroorganismes in, maar hulle word nie regtig beskou as 'n organisme nie, want hulle is nie lewend, omdat hulle slegs kan voortplant en nie voldoen aan die ander vereistes nie. So hou asseblief net dit in gedagte. Dan sien julle sien hierso bakterieë is dan die volgende ene wat groter as virusse is, maar is nog steeds klein. So hierso jy sien hulle word actually in mikrometer. Nou daai is die teken vir mikrometer en nanometer is natuurlik net 'n N en 'n M. Hierdie protiste is bietjie groter weer, so jy sal sien daar is tot 500 mikrometer. En dan sit jy met hierdie pere wat gigas is, wat kan sit met 5 mikrometer. So hulle kan actually kleiner wees as protiste, maar actually groter wees as bakterieë. Maar julle hoef nie hierdie groottes te ken nie, né? Julle moet hierdie eenhede wel ken. Mikrometer en natuurlik nanometer, soos wat julle hierso sien daarso, nanometer. Maar julle hoef nie spesifiek daai waardes te ken nie. So hierso sit jy met voorbeelde van hoe hulle lyk. Nou ons kry ons verskillende virusse, ons kry verskillende bakterieë, en ons kry verskillende soorte protiste ensovoorts. Maar basiese bou is hulle het 'n genetiese materiaal en dan het hulle proteïenomhulsel.
Meeste bakterieë het hierdie vorm wat lyk soos 'n worsie, of ons praat van staalvormig, maar daar's ook genetiese materiaal in die binnekant, en wat nogal interessant is die genetiese materiaal in bakterieë word nie omring deur 'n membraan nie. En dit is hoekom bakterieë ook bekend staan as prokaryote. Sodra jy sit met selle met 'n ware kern met genetiese materiaal in die binnekant, maar as 'n kernmembraan om dit, dan praat ons van eukaryote. So daar is 'n selkern ook, kern, en die genetiese materiaal sal aan die binnekant sit. So hierdie is eukaryotiese organismes en hierdie is prokaryotiese. Wat belangrik is hierso, kan nie met die blote oog gesien word nie. Ander naam vir hulle is mikrobes. Die instrument wat ons gebruik om na mikroorganismes te kyk is 'n mikroskoop. Hulle kom oral voor in die omgewing, in die litosfeer, in die hidrosfeer en natuurlik in die atmosfeer, en hulle is eensellig. En daar is die 4 groepe waarna ons gaan kyk. Die mense wat natuurlik mikroorganismes bestudeer, staan bekend as microbioloë. Die eerste ene waarna ons gaan kyk is virusse, en daar staan dit die groot debat. So virusse word nie as ware lewende organismes beskou nie. En daar is hulle, want hulle enigste funksie is voortplanting. Hulle kan net voortplant, en dit maak hulle dus nie lewe nie. Die struktuur van virusse, hulle is baie eenvoudig, alhoewel hulle eensellig is hulle minder kompleks as wat bakterieë, as wat protista en as wat fungi is. Maar hulle het genetiese materiaal, en dan soos ek vir julle sê, is daar 'n proteïenomhulsel om die genetiese materiaal. En daai genetiese materiaal, die van julle wat nou nog nie weet nie, genetiese materiaal is natuurlik verskriklik belangrik, want dit bevat die resepte vir die maak van proteïene. En proteïene in 'n organisme, of dit nou mikroskopies of makroskopies is verantwoordelik nie net vir die kenmerke van 'n organisme nie, maar vir 'n klomp funksies ook in die organisme. So basies hoe jy lyk is te danke aan proteïene, en hoe jy funksioneer is te danke aan proteïene. En daai genetiese materiaal is wat geërf word, oorgeërf word of oorgedra word van die een generasie na die volgende generasie. Nou hier staan die rol van virusse. Nou virusse is altyd parasities en veroorsaak siektes. So alle virusse veroorsaak siektes. Maar gelukkig veroorsaak hulle nie almal mens of diere siektes nie. Baie van hulle veroorsaak ook plante siektes. So daar sal baie virusse wees wat jou glad nie sal affekteer nie, maar ek gee vir julle voorbeelde van virusse wat wel vir jou, die griepvirus, die virus wat lei tot verkoue, vir HIV en wat vir ons COVID gegee het 'n paar jaar terug. Dis almal voorbeelde van siektes wat deur virusse veroorsaak word. Dan as ons kyk na bakterieë, kenmerke, ook eensellig natuurlik, maar hulle het nie 'n ware selkern nie. En dis staan hulle bekend as prokaryote. Nou hier sit ons met die genetiese materiaal, daai wat lyk soos spaghetti. En dit is geweldige groot molekules. En daai molekules kan of DNA molekules wees, of dit kan RNA molekules wees. Nou die verskil tussen DNA en RNA, vir julle vir interessantheid wat funksie aanbetref, DNA bevat die kode vir die maak van proteïene, en RNA maak actually proteïene. So dit is nogal interessant. So bakterieë kan of DNA of RNA bevat, maar nie albei van hulle nie. Maar baie belangrik, hulle is eensellige organismes, omdat hulle nie ware kerne is hulle prokaryote. Nou 3 basiese vorms, daar is meer vorms as dit, maar die 3 vorms waarin bakterieë die meeste kan voorkom, is 'n staafvormige, wat ek sommer sê worsievormig, en ons noem dit bacillus. Of dit kan rond wees, dan noem ons dit coccus. Of dit kan in die vorm wees van 'n spiraal, en dan noem ons dit spirillus. So daar's 3 forme waarin bakterieë kan voorkom. Nou meeste bakterieë, gaan ek sommer vir julle reguit sê, meeste bakterieë is nuttig, verrig goeie funksies, maar sommiges kan actually siektes veroorsaak, en hier is 2 voorbeelde van siektes wat deur bakterieë veroorsaak word, wat natuurlik mense kan kry, cholera en tuberkulose. Maar soos ek sê, meeste bakterieë is nuttig. Jy het meer bakterieë op en binne jou as wat jy actually liggaamsselle het, en dit illustreer vir jou hoe belangrike rol bakterieë in lewe actually speel. As ons kyk na fungi, nou kenmerke, eensellig, nou soos ek sê, hierdie selle kan eensellig wees, want soos ek net vir julle gesê het, jy kry ook meersellige fungi. Maar omdat daar so eensellige voorbeelde is,
klassifiseer ons fungi en swamme of doen ons hulle ook onder mikroorganismes. Maar skimmels en sampioene is voorbeelde van fungi wat jy wel met die blote oog kan sien, wat meersellig is. Maar gis is eensellig. Gis is verskriklik klein, want hulle is eensellige organismes. By fungi, ewe skielik sit ons met eukaryote, waar bakterieë voorbeelde was van prokaryotiese eensellige organismes. Maar omdat jy sit hier met selle wat genetiese materiaal omring word deur 'n kernmembraan, verwys ons nou na die organel, 'n selkern. En so tipe sel noem ons 'n eukaryotiese sel. Dan as ons kyk na die voedingsaspek, nou swamme kan nie fotosinteer nie. Dit wil sê hulle kan nie hulle eie voedsel produseer nie. En hulle lewe dan op dooie plant en diermateriaal. En omdat hulle lewe op dooie plant en diermateriaal, staan hulle bekend as ontbinders. Nou as ons kyk na die rol wat skimmels speel, nou skimmels, omdat hulle is eintlik agter suiker aan, hierdie eensellige fungi of swamme. Hulle is agter die suiker aan wat binne in julle kosse is. En dan soos hulle die suikers afbreek, verander hulle natuurlik die smaak van die brood, of die smaak van die kaas, of die smaak van die konfyt, en dit gaan af, en dit noem ons dit bederf, dan bederf dit. Maar wat hulle doen is, hulle breek die suikers, omdat hulle soek organismes, hulle soek voedsel, en die voedsel waarna hulle soek, is die suikers wat binne voedsel voorkom, maar ons kan hulle gebruik, omdat hulle suikers afbreek, gebruik ons hulle in sekere prosesse, soos die broodmaakproses, omdat wanneer dit die stysel gaan afbreek in meel, dan stel dit koolstofdioksied vry, en dit veroorsaak dat die brood rys. Daai borreltjies, daai gaatjies wat julle so in die brood sien, as julle brood sny, dit is koolstofdioksied wat vasgevang is, binne in die deeg, wat dit dan laat rys. En dan natuurlik in die maak van drank soos bier, gebruik ons natuurlik ook swamme. As ons oorgaan na Protista toe, kenmerke daarvan is meestal eensellige organismes, want soos ek sê, jy kry ook groter protiste, maar meeste is eensellig, hulle is ook eukaryoties, want hulle bevat ware selkerne natuurlik, en hulle kom hoofsaaklik in waterige of klam omgewings voor, want hulle is afhanklik van water vir voortbestaan. En dis waarom hulle voorkom in waterige of klam omgewings. En hier is vele twee voorbeelde, is amoeba en paramecium. Daai is amoeba en daai ouetjie wat julle daar sien, dis paramecium. Die rol wat hulle speel, baie belangrike rol in water-ekostelsels, omdat hulle in waterige of klam omgewings voorkom, speel 'n groot rol in voedselketTINGs, maar sommige veroorsaak actually siektes, soos malaria. En die voorbeeld van die protist wat malaria veroorsaak is Plasmodium. En jy kry natuurlik verskillende spesies Plasmodium wat oorgedra kan word deur muskiete na mense toe, wat lei natuurlik, wat malaria veroorsaak. Nou ook soos ons deur hierdie werk gaan, onthou om ook te kyk na die prente, die prentjies, want die onderwyser kan vir julle so 'n prentjie gee, of so 'n prentjie gee, dan moet julle hierdie mikroorganisme kan nie net identifiseer nie, maar ook sê onder watter groep hierdie mikroorganismes val. So enige van hierdie twee wat jy natuurlik kry, dis protiste, dis amoeba, dis paramecium, daar sit jy met gis, wat natuurlik 'n fungus of 'n swam is, daar sit jy met 'n mushroom, 'n sampioen, en daar sit jy met 'n skimmel. So as ons nou kyk na die nuttige mikroorganismes, onthou nie alle mikroorganismes veroorsaak siektes nie, en dis waar die woord kieme inkom. Onthou, jy praat nie meer van kieme nie, kieme is die ou woord, wat jy miskien op laerskool geleer het, of wat jy ouers gebruik het. As jy vra mamma, hoekom is siek, en dan sê jy mamma nie, maar jy het 'n kiem gekry. Ons verwys nou na patogene. So enige organisme wat siektes veroorsaak, noem ons 'n patogeen. Vergeet nou van daai is 'n negatiewe rol van mikroorganismes. Maar as ons kyk na nuttige rolle, dan is nuttige rolle wat tot voordeel is wanneer hulle optree as ontbinders, wanneer mikroorganismes suurstof produseer, wanneer mikroorganismes gebruik word tydens fermentasie, of wanneer mikroorganismes gebruik word om medisyne te maak. So daar's voorbeelde van nuttige rolle. Nou as ons kyk na ontbinders, ons het reeds gesê, mikroorganismes wat nie kan fotosinteer nie, beteken hulle kan nie hulle eie voedsel vervaardig nie. En dus is hulle afhanklik van dooie plant en diermateriaal
om hulle voedingsstowwe in die hande te kan kry. En wanneer hulle dooie plant- en dieremateriaal afbreek, dan noem ons hulle ontbinders. Maar die voordeel daarvan is, daar word ook 'n klomp voedingsstowwe beskikbaar gestel vir ander organismes om natuurlik hulle self te kan groei, om hulle self te kan onderhou ensovoorts. Met ander woorde, baie van daai ander voedingsstowwe word teruggeplaas in die grond in vir hersirkulering. As jy kyk na suurstofproduksie, daar's wel mikroorganismes wat kan fotosinteer. En as hulle kan fotosinteer, en dit is wat hierdie skets vir julle illustreer hierso, fotosinteer beteken dit daai organismes bevat wel chloroplaste en hulle kan dus die son gebruik dan om natuurlik suurstof te kan produseer. En dan sit ons met die fermentasieproses wat hierdie diagrampie actually vir julle illustreer. En dit is waar mikroorganismes suikers afbreek wat binne voedingsstowwe voorkom, suikers afbreek, maar in die proses word alkohol vrygestel. Vir alles praat van plantsuikers. Alright, as plantsuikers afgebreek word en daar's nie suurstof teenwoordig nie, dan word alkohol vervaardig. Dan word ook sure vrygestel, dan word ook koolstofdioksied vrygestel, maar daar's die belangrike een. En in hierdie proses waar mense mikroorganismes gebruik om suikers af te breek, om alkohol te produseer, dit is wat fermentasie is. En dan laastens kan ons mikroorganismes gebruik om medisyne te vervaardig, soos wat julle in hierdie prentjie sien daarso. En die groot pionier, die wetenskaplike agter die proses, is Alexander Fleming. En hy het agtergekom waar jy swamme kan gebruik om sekere medisyne te produseer wat bekend staan as antibiotika. Daar sien julle antibiotika. So swamme word gebruik om antibiotika te vervaardig en antibiotika word natuurlik gebruik teen bakterieële infeksies. En dan laaste afdelingkie waarna ons gaan kyk, is skadelike mikroorganismes en daar's is daai woord. Jy sal sien kieme is nou uit die bus uit. Dis nou patogene. Ons gebruik patogene. So mikroorganismes wat siektes veroorsaak, daar's jou definisie. Patogene is mikroorganismes wat siektes veroorsaak. Nou die oordrag van siektes is, hulle kan deur lug oorgedra word, hulle kan deur water oorgedra word, direkte kontak, of hulle kan gebruik maak van vektore. En daai woordjie is seker die nuwe woordjie wat vir julle belangrik is om te leer. Kom ons vat hierdie muskiet, daai prentjie van die muskiet. Binne die muskiet se speeksel is hierdie protist, hierdie eensellige protist wat bekend staan as plasmodium. So die plasmodium gee nie malaria vir die muskiet nie. Maar sodra die muskiet vir jou byt, spuit hy natuurlik die speeksel binne jou in, om daai area, kan ek sê, antisepties te maak, om daai area 'n bietjie te verdoof, en natuurlik om jou bloed vloeiend te hou, en dan suig hy bloed op. Maar soos wat hy sy speeksel binne jou inspuit, spuit hy ook hierdie plasmodium in. En daai protist, daai eensellige organisme, gee vir jou malaria, maar die muskiet dra hom, en gee nie vir die muskiet malaria nie. Dis dieselfde met hoenders. Hoenders wat byvoorbeeld sit met die bakterieë wat vir jou voedselvergiftiging gee. Die hoender sit met daai salmonella, noem ons dit, salmonella bakterieë binne hom, maar die hoender kry nie voedselvergiftiging nie. Hy stap lekker rond, rustig heeldag, totdat jy hom eet en nie goed gaar maak nie, en dan kan jy daai salmonella inkry. Maar omdat dit die hoender affekteer nie, omdat hierdie plasmodium nie die muskiet affekteer nie, staan daai muskiet en daai hoender bekend as vektore. So dis diere wat siektes kan oordra sonder om self siek te word. 'n Voorbeeld van siektes wat deur lug oorgedra kan word, is griep en tuberkulose. En daar sê hulle vir jou deur te hoes en te nies. So jy moet, ek hoop jou ouers of jou onderwysers leer vir julle die regte etiket van hoe om te hoes en hoe om te nies, om die kans dat jy griep of tuberkulose of ander siektes deur lug versprei minder kan maak. Dan water en voedsel ook, deur besmette kos of water in te neem, byvoorbeeld die siekte kolera kan jy optel daarvoor. Jy kan dit natuurlik ook diarree opdoen daardeur. Direkte kontak, aanraking of liggaamsvloeistowwe, byvoorbeeld atleetsvoet en HIV. Ek hoop julle het nou ietsie geleer. Ek dink dit is 'n baie interessante hoofstuk hierdie en sterkte met hom. Cheers julle.